Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Christus die eersteling. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 19 en 20. Christus het uit die dood opgestaan as die eersteling van die wat ontslaap het. Hy was die teebeeld van die eerstelingsgerf, en sy opstanding het plaasgevind op die eindse dag waarop die eerstelingsgerf voor die Here aangebied moes word. Vir meer as 1000 jaar is hierdie simboliese seremonie uitgevoer. Van die oeslande is die eerste are van ryp graan ingesamel, en toe die mense na Jerusalem opgegaan het na die Pasga, is die eerstelingsgerf as 'n dankoffer voor die Here beweeg. Eers toe dit aangebied is, kon die sekel na die graan geslaan word en dit in gerwe ingesamel word. Die gerf wat aan God gewy is, het die oes verteenwoordig. Christus, die eersteling, het dus die groot geestelike oes verteenwoordig wat vir die koninkryk van God ingesamel moes word. Sy opstanding is die tipe en belofte van die opstanding van al die regverdige dooies. Die opstanding van Jesus was 'n voorbeeld van die finale opstanding van almal wat in hom slaap. Die liggaam van die verlosser na sy opstanding, sy gedrag, die aksente van sy spraak, was alles bekend aan sy volgelinge. Net so sal diegene wat in Jesus slaap weer opstaan. Ons sal ons vriende ken, net soos die disippels Jesus geken het. Al was hulle dalk misvormd, siek of ontsier in hierdie sterflike lewe, sal hul individuele identiteit en hul verreëse en verheerlikte liggaam perfek bewaar word, en ons sal in die gesig van stralend is met die lig van Jesus se gesig skyn, die gelaagstrekken van diegene wat ons liefhet, herken. By sy wederkoms sal al die kosbare dooies sy stem hoor en sal hulle uitgaan tot 'n glorieryke onsterflike lewe. Dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het, sal sy kerk opwek en dit saam met hom verheerlik, bo alle owerhede, bo alle magte, bo elke naam wat genoem word, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige wêreld. Hy sal ons met eer ontvang. Aan ons sal 'n kroon van heerlikheid gegee word wat nie sal verdwyn nie.